Vandag neem ons jou na 'n plek in Tokio, een met 'n naam wat jou laat dink aan prentjies van kleurvolle landskappe. Hanahata, dit beteken mos blommeveld, daar in Adachi-wijk. Maar het jy al ooit gewonder, so 'n naam in die middel van 'n besige stad soos Tokio? Is daar regtig blommevelde? Wel, dis presies waarna ons vandag gaan kyk. Hierdie buurt, Hanahata, in die noordooste van Adachi. Ons kyk na allerhande bronne, ou kaarte, plaaslike geskiedenis, gidse oor feeste, selfs nuwe argeologiese verslae. Ons doel om vir jou die laag van geskiedenis en die onverwagse juwele hier oop te vou, om te sien wat regtig saak maak. Goed, kom ons begin sommer dadelik by daardie naam. Want die eerste verrassing is seker dat Hanahata, dit kom nie eintlik van letterlike blommevelde nie. Nee, glad nie. Dis heeltemal korrek. Dit lyk of die naam wat ons vandag ken, 'n bietjie van 'n mooi storie geword het. Die regte oorsprong, kyk, dit lê in 'n baie ouer dorpsnaam, Hanamata, met 'n m. Hanamata. Ja, Hanayota. En stories in hierdie deel van Japan het Hana, die Hana, nie altyd blom beteken nie. Dit kon ook verwys na 'n punt, 'n einde of die rand van iets. O, interessant. En Mata, die Jota, beteken gewoonlik 'n vurk. Jy weet, soos waar 'n rivier verdeel. So die naam het eintlik die ou landskap beskryf, die plek waar riviere miskien saamgevloei of gevurk het, naby die ou Tokyo Bay. Presies. Dit sê iets oor die geografie van lank gelede. Die naam Hanabata, Gabata, met die b-klank, is eers in 1889 amptelik gebruik. Dit was toe 8 kleiner dorpies en stukke Shinden, dis nou nie ontwikkelde landbougrond, saamgevoeg is. Ag so. Hulle wou toe 'n gunstige naam hê, jy weet, 'n mooi naam. Toe kies hulle een gebaseer op die grootste dorpie, Hanamata, maar het dit verander na hierdie meer romantiese blommeveld. Maar daar's mos ook 'n storie, 'n legende wat daarmee saamgaan. Iets oor 'n bekende samurai. Ja, definitief. Daar's 'n gewilde storie. Dit verbind die naam aan Minamoto no Yoshimitsu. Hy was 'n groot kruier, Heian-tydperk, so 11de eeu rond. Die legende sê hy het 'n beeld van 'n godheid hier iewes gekry en dat die nabygeleë Ayase rivier se oppervlak so geskitter het, nes die Genji-stam se wit banier. En daai patroon is toe beskryf as soos blomme en kipperpatrone, Hanamata Ayani. Sjoe, dis nogal poëties. Meer as net 'n riviervurk. Beslis 'n mooier storie. Dis ongelooflik hoe betekenis so laag vir laag opbou. Maar ek sien in die bronne daar's sprake van 'n nog dieper geskiedenis, iets wat selfs voor die samurai kom. Ja, en dis dalk die mees verrassende deel. Heel onlangs was daar argeologiese opgrawings by die Hanahata ruïnes. En dis interessant, daai ruïnes lê presies waar Bunkyo Universiteit vandag hulle Adachi kampus het. O ja, wat het hulle gekry? Iets nogal merkwaardig, pottebakkery. Maar nie sommer enige pottebakkery nie. Dis duidelik van die Koreaanse skiereiland afkomstig. Wag nou 'n bietjie. Koreaanse pottebakkery. Hier in Adachi. Hoe oud praat ons? Ons praat van die 3 koninkryke periode in Korea. Goguryeo, Bakye, Silla. Dis rofweg 4de tot 7de eeu na Christus. Die tipe is Nanshitsu doki, 'n soort sagte eerdewerk. En hoe weet hulle dis van Korea? Wel, deur gevorderde klei-analise. In Japan noem hulle dit taido. En die analise wys bo alle twyfel, die klei is nie van hier rond nie. Dit kom van die skiereiland. Dis ongelooflik. So, wat beteken dit? Was dit net handel of iets anders? Die sterkste teorie, kyk, is dat dit hierheen gebring is deur emigrante, mense wat destyds van die vasteland na Japan getrek het. Ons ken hulle as die Toraichin. En hierdie soort Nanshitsudoki, dis uiters skaars in die hele Tokyo gebied. Blykbaar was hierdie die heel eerste keer dat hulle dit hier gekry het. Sjoe. Dit skep hierdie prentjie, né, van mense wat meer as 1000 jaar gelede hier aangekom het. Dit wys net hoe diep die wortels van hierdie blommeveld eintlik gaan, veel dieper as net die naam. Dis fascinerend. Goed, van daardie antieke spore kom ons beweeg na 'n plek wat vandag nog baie lewendig is in Hanahata, die Washi Jinja, die groot arend heiligdom. Ja, Al Washi Jinja. Party mense ken dit ook as Otori Jinja.
Jy sal dit in Hanahata se 7 Chome kry. En dis 'n belangrike plek vir Otorisama, die arendgodheid. En die oorsprong. Nog 'n storie. Ja, en interessant genoeg, dit sluit weer aan by daai selfde figuur, Minamoto no Yoshimitsu. Regtig? Weer hy. Blykbaar, die storie sê tydens die Gasenin-oorlog, dis nou laat 11de eeu, het hy hier gestop. Hy was op pad om sy broer te help. Hy het gebid vir oorwinning. 'n Groot arend, Washi, gesien as 'n goeie teken en dit toe hier aanbid. En van daardie naam Uwashi, groot arend. Presies. Dit klink of legendes hier sommer sterk staan, maar hierdie heiligdom, dit het mos 'n ander groot aanspraak, iets wat baie bekend is in Tokio. Ja, absoluut. Hulle sê hulle is die geboorteplek van die beroemde Tori no Ichi, die hanemark. Tori no Ichi. De Torise Ichi, een van Tokio se groot feeste. Ja, volgens die heiligdom self het dit hier begin as 'n oesfees, 'n danksegging, moontlik so vroeg as die laat 14de eeu Muromachi tydperk. Die oorspronklike een, geen wonder dis 'n belangrike plek nie. Word dit nog steeds hier gehou? Elke jaar in November, op die dae van die haan, volgens die Chinese kalender. Vir 2024, kyk, daai datums is 5, 17 en 29 November. Goed om te weet. In die Edo-tydperk was die mark hier bekend as die Hontori, die oorspronklike tori. Dit wys jou die status en dis 'n ongelooflike affære. Dink net, rye en rye stalletjies. Hulle verkoop veral kumade. Daai geluksbamboesharke. Presies, daai versierde harke wat jy koop om geluk en besigheid vir die nuwe jaar in te hark. Die hele atmosfeer is net elektries. Klink wonderlik, maar hoe voel die plek op 'n gewone dag as daar nie fees is nie? Het dit 'n spesiale gevoel? Beslis. Die ingangspad, die sandal, is nogal lank en daar's groot ou bome weerskante. Dit skep so 'n gevoel van oorgang, jy weet, amper asof jy die stad so bietjie agterlaat soos jy nader stap. Ek kan my dit voorstel. Die hoofaanbiddingsaal, die Heiden, is ook nogal statig, indrukwekkend. En snaaks genoeg, een bron noem 'n baie aardse detail. O ja, Blykbaar hang daar soms so 'n vensterreuk of rookwalm van 'n munisipale verbrandingsoond wat naby is. En die persoon wat dit geskryf het, het gesê dit dra ironies genoeg by tot die unieke, ongekunstelde gevoel van die plek. haha, wel dis daarom eerlik. Is daar enige ander stiller plekkies op die terrein? Weggesteekte hoekies? Ja, daar is. As jy so bietjie langs die Sandou verken, sal jy 'n mooi klein tuintjie kry met 'n dammetjie. Hulle noem dit soms 'n shinaitjie, 'n goddelike dam. 'n goddelike dam. En langs die dam is daar 'n klein, maar nogal treffende heiligdom vir water, die Mitsujinja. Die hele area hier rondom, party mense beskou dit as 'n power spot. 'n kragplek. Regtig? Ja, 'n plek met spesiale energie. Daar's bankies ook. Dis 'n wonderlike plek om net stil te sit, die atmosfeer in te neem. Regtig 'n juweel as jy bietjie rus soek. 'n kragplek by die Arendheiligdom. Dis nogal iets. En as jy nou 'n aandenking soek, iets uniek aan hierdie spesifieke Owashijine. Hulle het wel 'n paar interessante goedjies by die heiligdom se kantoor. Kyk uit vir die Kaiyun Ogi. Dis 'n opvoubare waaier vir geluk. En een bron het genoem, daar was voorheen 'n spesiale, beperkte uitgawe Washizukami Mamori. Wat is dit? 'n Amulet. Dit beeld 'n arend uit wat iets stewig vasgryp. Blykbaar baie besonders. As jy nog so een kan kry, is dit 'n baie unieke fonds. Goed, so ons het die antieke spore en die ou heiligdom gehad. Nou, kom ons spring vorentoe in tyd. Die bronne praat ook van 'n belangrike, moderne plek in Hanahata. Korrek. Ons skuif nou van die verre verlede na meer onrangse geskiedenis. Na die Hanahata Kennen Taien. Die Hanahata Gedenktuin, Hanahata Kennen Tien. Dis deel van die groter Hanahata Park wat, interessant genoeg, volgens die bronne, vanjaar sy 40ste bestaансjaar vier. 40 jaar, dis redelik modern, ja. Wat maak hierdie tuin wat in 1984 oopgemaak het, dan nou spesiaal? Jy weet, openbare parke uit daai tyd kan soms bietjie generies voel. Dis 'n goeie punt.
Maar hierdie een is beslis nie generies nie. Dit is geskep as deel van 'n stadsvernuwingsprojek vir Adachi se 50ste herdenking. En dis ontwerp in 'n klassiese Japanse styl, Chiskan Kaiushiki, 'n damwandeltuin. Dis nogal groot, omtrent 9000 vierkante meter, maar dit het 'n paar baie onverwagse kenmerke. Soos wat dan? Jou karsiebome. So dit is nogal 'n gewilde sakura plek in die lente. Dit knipoog so bietjie na daai blommeveld naam. Ja, maak sin. Maar binne die betaalde tuinarea self, die mees verrassende ding is seker die gebruik van hierdie indrukwekkende, amper kasteelagtige klipmure langs die dam. Dit skep amper 'n soort grag-effek. Kasteelagtige mure. Regtig? Ja, blykbaar herinner dit nogal sterk aan die styl van die beroemde Tachibana-familie se tuin. Jy weet, by die Ohana Herehuis in Yanagawa in Fukuoka. Dis nogal ambisieus en ongewoon vir 'n openbare tuin uit die 80's. Dis inderdaad 'n sterk voorkoms. Hoekom daardie styl, wonder ek? Wel, die bronne sê nie reguit hoekom nie. Hulle fokus meer op die effek en die duidelike Ishi Enokudawari, daai intense fokus op en trots oor die klippe en die klipwerk. Die klippe. Ja, die absolute hoogtepunt is 'n groot 3-vlak waterval, die Otaki. Dis gebou op mensgemaakte heuwels, Tsukiyama, en hulle het spesiale sandbakklippe gebruik, daai groen-grys klippe wat spesiaal hiervoor gebring is. Die stapstene oor die water, die rotsformasies, alles wys op kwaliteitsvakmanskap. Dit voel of die ontwerpers regtig 'n stelling wou maak. En is daar 'n goeie plek om dit alles te sien? Die mure en die waterval? Ja, daar is 'n Azumaya, so 'n klein oop paviljoen. Vandaar kry jy 'n pragtige, amper 170 grade uitsig oor die tuin. Maar vir iets met bietjie meer gerief, Ja. daar's 'n gebou binne die tuin, die Okatei, en binne-in is die Okatei Kafee. Dis perfek, jy kan daar sit met 'n koffie of iets te eet en net uitkyk oor die dam en die landskap. Klink heerlik. Hulle het selfs 'n spesiale Hanadayori set. Dit sluit 'n manju in, daai tradisionele sweetbroodjie met 'n kersiebloesemmotief op. Baie gepas. Bied die tuin enige ander seisoenale dinge, behalwe die kersiebloesels. Beslis. Een van die groot trekpleisters is die herfsligvertoning, Akino Raitoapu. Die light-up. Ja, die bronne noem dit is gewoonlik laat November tot vroeg Desember, spesifiek vanjaar 22 November tot 1 Desember, maar net Vrydag, Saterdag en Sondag saans, van so skemertyd af 16:30 tot 20:30. Daar's 'n klein toegangsfooi, 300 yen. En hoe lyk dit? Warmkleurige ligte verlig die herfsblare, die yukitsuri, daai tougoed wat die takke beskerm, die waterval, die rotse. Dit skep blykbaar 'n regtig magiese, amper droomagtige gevoel. En belangrik, die bronne sê daar's ook 'n roete wat toeganklik is vir rolstoele en stootwaandjies, so almal kan dit geniet. Is baie goed om te weet. Goed, so ons het nou die diep geskiedenis, die belangrike heiligdom en hierdie verrassende moderne tuin gehad. Maar wat van die gewone Hanahata, daai klein ontdekkings wat 'n buurt sy karakter gee? Het die bronne enige interessante plaaslike eetplekke genoem of kleiner plekkies om te stop? Ja, dit lyk so. Daar's 'n paar diverse en interessante opsies as jy bietjie verder wil kyk. Een wat uitstaan is Hitotsubu no Mugi. Wat's dit? Dis 'n Italiaanse restaurant, maar die spesiale ding is, dis deel van 'n welsynsfasiliteit. Dit bied werk en opleiding aan mense met gestremdhede. En hulle glo goeie resensies vir hulle pizza en die atmosfeer. Dis wonderlik. Lekker kos en 'n goeie doel. Iets anders wat uniek is. Vir 'n heeltemal ander smaak is daar 525 Banh Mi. Dis 'n autentieke Vietnamese banh mi winkel. Jy weet, daai bekende toebroodjies en koffie. Dit word bestuur deur 2 Vietnamese susters. Autentieke Vietnamees. Ja, blykbaar 'n regte ongekunstelde smaakie van Vietnam. Nogal 'n kontras met die Japanse omgewing. Van Italiaans deur welsyn tot Vietnamees. Dis ongelukkig mengelmoes daar. Enige ander eienaardige plekkies wat die moeite werd is.
Wel, vir iets wat weer teruglee na geskiedenis en kultuur, is daar Senjin Jinja, Asema Jinja. Nog 'n heiligdom. Ja, die hoofgodheid hier is Konohana Sakuya Hime, die prinses van blomme, wat ook met berg Fuji verbind word. Haar naam het ook Hana, blom, in. Dit pas mooi by die buurt. Maar die ware tregpleister hier, veral as jy belangstel in sulke ongewone geskiedenis, is die Fujizuka. 'n Fujizuka, wat op aarde is dit? Dis 'n miniatuur replika van berg Fuji, 'n mensgemaakte juweltjie. Dit is gebou in die Edo-tydperk, seker 18ste of 19ste eeu, deur lede van 'n plaaslike Fujiko. 'n Fujiko. Ja, 'n groep mense wat toegewy was aan die aanbidding van berg Fuji. Kyk, die idee was, baie mense kon nie die regte Fuji klim nie, te ver, te duur, te moeilik. So deur hierdie klein replika te klim, kon hulle simbolies dieselfde pelgrimstog doen en dieselfde seëninge ontvang. 'n mini Fuji vir pelgrims, dis fantasties. Dis 'n fascinerende stukkie volksgeloof wat oorleef het. En dalk een laaste plek, vir iemand wat net bietjie natuur wil sien. Ja, die Kwabukuro Biotope Park is ook daar naby. Dis geskep op die terrein van 'n ou laerskool wat gesluit het. Hulle het dit omgeskep in 'n gebied waar hulle plaaslike plante en dierelewe aanmoedig. So 'n stukkie herwonde natuur wat jou 'n idee gee van die area se ekologie. So Hanahata, die blommeveld. Dit blyk toe wel nie letterlik vol blommevelde nie, maar dit blom beslis op ander maniere. Dit blom met laag van geskiedenis, né? Van daai ongelooflike Koreaanse pottebakkery, duisende jare terug. Deur die legendes van samurai en die geboorte van die Tori no Ichi by die Arend heiligdom, tot by die moderne tuin met sy ambisieuse ontwerp, daai kasteelmure en klipwerk. En dan is daar daai kleiner juwele, die kragplek by die dam, die mini Fuji en daardie uiteenlopende eetplekkies. Dit wys jou net. Selfs 'n plek met 'n oënskynlik eenvoudige naam kan 'n diep komplekse storie hê. Wat vir my uitstaan is hoe al hierdie verskillende tydperke, antiek, Edo, modern, nie net op mekaar volg nie, maar fisies en kultureel langs mekaar bestaan in hierdie een beurt. Ja, presies. Wat fascinerend hier is daardie tasbare gevoel van alles wat saamkom. Jy het spore van antieke immigrante onder 'n moderne universiteit, 'n middeleeuse heiligdom wat steeds 'n lewendige mark hou, 'n tuin uit Showa-era wat historiese style naboots, en dan moderne kafees wat globale smake bring. Dis amper 'n mikrokosmos van Tokyo self. So, wat beteken dit alles vir jou wat luister? Miskien is die ware blomme van Hanahata nie die wat jy in 'n veld sou kry nie. Miskien lê dit in die stories, die onverwagse ontdekkings, die ervarings wat jy daar kan opdiep, as jy bereid is om net 'n bietjie dieper te kyk. En dit laat natuurlik 'n interessante vraag ontstaan, hè. Nie net oor Hanahata nie, maar oor enige plek. Hoeveel ander woonbuurte, dalk selfs jou eie buurt, hou sulke verborgde dieptes, sulke verrassende lae van geskiedenis en karakter, as jy net die tyd sou neem om verby die oppervlakte te kyk. Dis iets om oor na te dink.